Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 11de April 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word weer eens net kortliks weergegee. En ons hoofopskrif vir vandag sê, graad 8 leerling steek Onnie met 'n mes in hoërskool die Burger in Bergbron. Die nuushooftrekke vir vandag sien so daarna uit. Grondhervorming kom volgens adjunkt-president. Graad 8 leerling steek Onnie met 'n mes in Bergbron. Plantsmokkelaar kry 8 jaar tronkstraf. Oud-president Jacob Zuma besoek vir Louis Liebenberg in die tronk. Hoe kom 'n beskuldigde met 'n wapen die hof binne? Departement gaan 1200 dokters en 200 verpleegers aanstel. 12.000 staatsdienswerkers maak die jaar klaar. Die dorp Bergbron in die Johannesburg area het die nuus gehaal deurdat 'n graad 8 leerling 'n skoolonderwyser met 'n mes gesteek het. Dit het natuurlik die ouers van al die leerlinge kwaai ontstig. Die onderwyser is werksaam by die hoërskool die Burger. Die gebeurtenis het gedurende klastyd plaasgevind nadat die leerling in 'n onderonsie met die onderwyser was. Volgens die onderwysdepartement van die Gautengse afdeling het die onderwyser blykbaar onmiddellik mediese behandeling ontvang na die voorval. Hy is daarna na nabygeleë hospitaal geneem vir verdere behandeling. Die toestand van die onderwyser is nog nie bekend gemaak nie. Die owerhede het gou ingespring en werk gemaak van hierdie insident en die leerling se ouers is ook in kennis gestel. 'n Volledige polisieondersoek is tans aan die gang. Die onderwysdepartement het ook ingegryp en 'n taakspan aangestel om die voorval deeglik te ondersoek wat daartoe gelei het dat die leerling tot so 'n daad oor te gaan om die onderwyser met 'n mes te steek. Die skoolbeheerraad speel 'n kritieke rol in die alledaagse gebeure by die skool en sal beslis stappe moet instel wat gevolge vir die leerling daarstel en dit moet ook so gedoen word dat dit ander leerlinge wat dalk dieselfde paadjie wil loop van dit sal afwyk, want negatiewe gevolge sal beslis daar wees. Na die insident was verskeie ouers by die ingang van die skool om hulle kinders te gaan haal, want hulle was bang vir die veiligheid van hulle kinders. Grondhervorming sal op alle wettige maniere, onder meer die uitvoering van grondonteiening sonder vergoeding waar nodig, versnel word. Maar ons sal hierdie transformerende wette in werking stel of mense daarvan gaan hou of nie. So het Masatile gister gesê op die 32ste herdenking van die opsluipmoord op die struggle-ikoon Chris Hani in die se geboorteplek Sebalele en Koffie-Wimba in die Oos-Kaap. Die fokus sal veral op landbou en verwante nywerhede wees, het hy gesê. Hy het met die uitlatings oor transformasiewette onder meer verwys na die omstredige gewysigde onteieningswet wat die onteiening van eiendom sonder vergoeding in die openbare belang sal toelaat. President Donald Trump het vroeër ook deur 'n uitvoerende bevel hulpfinansiering aan Suid-Afrika gestaak en vlugtelingstatus in Amerika aan Afrikaners aangebied na klagtes van Solidariteit en AfriForum oor die onteieningswet en ander diskriminerende landswette. Oor Trump se onlangse tariefverhogings sê Mashatile dat sal inderdaad 'n negatiewe impak op Suid-Afrika en ander ontwikkelende lande hê. Hy benadruk dat die tariewe les vir Suid-Afrika behoort te wees om selfstandig te word. Mashatile benadruk die handels- en tariefoorloë, ook perfeksionisme, geen wenners sal oplewer nie. Dit sal uiteindelik net die wêreldekonomie in 'n resessie dompel. Die belangrikste les vir ons almal is dat ons op ons eie voete moet staan. Ons moet leer om dinge self te doen met die hulpbronne wat ons het. As ons dit doen, sal ons ekonomie meer verkragtig kan maak. 'n Plantsmokkelaar is vir 8 jaar tronk toegestuur. Sy naam is Andrew Ouwies, wat 24 jaar oud is. Hy is Woensdag in die streekhof in Springbok weens die oortreding van die Nasionale Omgewingsnatuurswet, NEMBA, en die oortreding van die Noord-Kaapse Natuurbewaringswet direkte tronkstraf opgelê, so sê 'n valke woordvoerder. Die plante staan in Afrikaans ook bekend as knopies of waterblaasies. Volgens die inligting was Ouwies veronderstel om met die koper langs 'n plaas op die N7 roete te vergader. Ouwies het egter reguit na die valke se motor gery omdat hy onder die indruk was dat dit die koper se motor is. Hy is onmiddellik in hegtenis geneem nadat die valke 2800 plante in sy motor gevind het. Op die tweede aanklag, die oortreding van artikel 50F, die handel in 2800 beskermingsplante sonder 'n permit, is hy ook 8 jaar direkte tronkstraf opgelê. Die twee vonnisse sal gelyklopend uitgedien word. Oud-president Jacob Zuma het die vermeende diamantbedrieër Louis Liebenberg Woensdag in die Gossie Mampuru 2 gevangenis in Pretoria gaan besoek. Liebenberg se regsverteenwoordiger kon nie sê
waaroor Zuma en Liebenberg gesels het nie. Liebenberg, 'n vertroueling van Zuma, word in die C-Max afdeling van hierdie gevangenis aangehou. Hy en sy vrou Daisy, wat 50 jaar oud is en 7 mede-beskuldigdes, is in Oktober verlede jaar op tientalle klagte van bedrog, diefstal, geldwasery en rampokkery in hegtenis geneem. Sodat 44.000 beleggers is glo uit meer as 4 miljard rand bedrieg. Liebenberg word as die baasbrein agter hierdie skema beskou. Hy het ook erken hy die MKP se verkiesingsveldtog gedeeltelik gefinansier en het ook Nguni Beesta aan oud-president Jacob Zuma gegee. Liebenberg het hulle aan die begin van sy hofverskyning gegroet deur sy vuiste in die lug te gooi en te skree, "Viva Msholozi, viva MK." Liebenberg het in die hof aan die koerante gesê dat hy nie eet nie, want daar is nie kos in die gevangenis nie. Minister Groenewald het gesê, Liebenberg moet net die kos eet wat hy kry. 'n Woordvoerder van die Departement van Korrektiewe Dienste sê die beweringe dat Liebenberg in die gevangenis lê, soos aangevoer deur sy ondersteuners en regspan, is nie die waarheid nie. Hoe gaan jy met 'n vuurwapen die hof binne sonder dat dit ontdek word? Absolute chaos het uitgebreek toe 'n gewapende hofganger op hierdie dag 'n moordbeskuldigde Dingalamaya Shinso buite die hof D-saal in die Wynberg hofgebou in die kop geskiet het. Hy het tereggestaan op aanklagte van moord, 3 aanklagte van poging tot moord en 'n klag oor die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die vraag is nou, hoe het hulle dit reg gekry om met die vuurwapens die gebou binne te gaan sonder om gevang te word? Volgens die komitee op verlede maand se toesigbesoek aan verskeie howe in KwaZulu-Natal is bevind dat die meeste van die metaalverklikkers by die hof nie gewerk het nie. Die veiligheid by alle howe moet hersien word vir die veiligheid van die regters, landdroste, advokate en prokureurs en die publiek wat daagliks en sonder agterdog aanvaar dat hulle veilig is. Die DA het ook 'n beroep op die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling en die minister van Polisie gedoen om aan die parlement verantwoording te doen oor die voortgesette mislukkings in die beveiliging van ons gemeenskappe, ons tronke en nou ook ons howe. Die Departement van Gesondheid gaan 1200 dokters, 200 verpleegers en 250 ander gesondheidswerkers aanstel. Aaron Motsoaledi sê 1.78 miljard rand is vir hierdie poste begroot en die werwingsprosedure sal binnekort begin. Vooraf vanjaar is berig dat byna 1800 gekwalifiseerde dokters sonder werk sit. Ons sal by elke provinsie aanklop en hoor wat hulle benodig in terme van hospitaalbeddens en bababekkies. Die verkryging sluit in 25.000 gespesialiseerde hospitaalbeddens teen 725 miljoen rand, 80.000 matrasse teen 38,7 miljoen rand, 76.500 wiegies vir pasgebore babas teen 309 miljoen rand en 1,25 miljoen linne items en insluitend lakens en kussings teen 273 miljoen rand. Motsoaledi sê Suid-Afrika het ook 'n reddingsboei gekry ten opsigte van die stryd teen die HIV-vigspandemie. Die Global Fund het ons toestemming gegee om 1 miljard rand se antiretrovirale middels te bestel. Motsoaledi sê gesprekke is nog aan die gang met verskeie internasionale skenkers om die gaping aan te vul wat die PEPFAR-krisis geskep het toe president Donald Trump van Amerika in Februarie aangekondig het dat hy finansiering hieroor sal staak. Eers het hulle Vrydag skielik 'n graad 9 leerling verloor wat ook 'n hokkie-uitblinker was en Woensdag moes hulle tot hulle skok hoor dat hulle skoolhoof aan 'n hartaanval oorlede is. Daniel Ross, wat 63 jaar oud was die hoof by die hoërskool Melkbosstrand gewees. Die skool het 'n bidsessie gehou en daarna besluit om die skool vir die dag te laat verdag. Ross het 'n passie vir sy skool, sy personeel, leerling en ouer gemeenskap gehad. Hy het sy hele lewe toegewy aan die welstand van die hoërskool Melkbosstrand. Volgens die skool is Ross aan 'n hartaanval oorlede. Sy eerste onderwyserspos was by die hoërskool Durbanville gewees. Sy lese was: 'n betrokke leerling is 'n gelukkige leerling en 'n mens sou ook kon sê 'n betrokke hoof is 'n gelukkige hoof gewees. Kenako Bokanyo, 'n graad 9 leerling aan die skool, is Vrydag oorlede. Is daar gesê die skool wou nie oor die oorsaak van haar dood uitgewy het nie. Die skool skryf ook: Kenako was 'n multitalentvolle leerling wat uitgeblink het in akademie, sport en kunste. Baie sterkte vir hierdie leerlinge en almal by die skool betrokke. Sommige munisipale werknemers mag politieke ampte beklee. Die hof het 'n deel van die wet op plaaslike regering munisipale stelsels ongeldig verklaar wat in 2022 deur president Cyril Ramaphosa bekragtig is. Die meerderheidsuitspraak wat die regter Ramaka Matopo geskryf is, het die bepaling ongrondwetlik verklaar omdat dit alle personeellede insluit
eerder as om die verbod te beperk tot senior bestuurdersposte. 6 ander regters het met Matopo saamgestem oor hierdie saak. Na raming gaan so 12.000 amptenare die staatsdiens in die huidige boekjaar verlaat wanneer hulle vroeg aftree. Staatsamptenare het die opsie van normale of vroeë aftrede of om die diens weens swak gesondheid te verlaat. Altesaam 6.674 staatsamptenare sal volgens inligting van die staatse personeelstelsel persal in die huidige boekjaar die verpligte aftreeouderdom van 65 jaar bereik. Die staat wil hiermee 30.000 amptenare aanmoedig om die staatsdiens te verlaat om die staatse salarisrekening te verklein en jonger mense aan te stel. Minimum kwalifikasies vir poste en senior bestuur word ook nou vereis, asook 'n sertifikaat van 'n leierskapsprogram wat vooraf bekom moet word. Die raamwerk om gegradueerdes in die staatsdiens te werf is daarop gemik om gegradueerdes en jeugdiges te werf wat reeds 'n tersiêre kwalifikasie bekom het. Heinz Bertram, wat 25 jaar oud is, wat tans vir die Pumas diens doen, was 'n student aan die Noordwes Universiteit. Die oudleerling van die Hoër Volksskool Graafrenet, wat as slot of flank ingespan kan word, het na skool sonder 'n rugbybeurs in Potchefstroom gaan studeer. Weens 'n ernstige duispierbesering was Bertram nie verlede jaar vir die NWE Arende in die Warsiebeker reeks in aksie gewees nie. Na die Warsiebeker was ek gelukkig om 'n oproep van die Bulle te kry. Ek het daar ingeval en tot laat verlede jaar daar geoefen en baie geleer. Dit was 'n wonderlike ervaring, het Bertram aan die media gesê. In 2021 was Bertram deel van die Luiperdspan wat die Curriebeker in die eerste liga gewen het en in 2023 deel van die NWE Arende span wat die Warsiebeker omhoog gehou het. Baie sterkte vir Heinz Bertram met sy toekoms. Die 20-jarige Olimpiese swemmer Pieter Coetzee het die eerste Suid-Afrikaner geword wat vir vanjaar sy wêreldkampioenskapsbyeenkoms later vanjaar in Singapore gekwalifiseer het. Coetzee het op verlede jaar se Olimpiese spele in Parys, Frankryk vir die eindronde in sowel in die 100 meter as 200 meter rugslag gekwalifiseer. Sy tyd in Woensdag se uitdin was 53.03 sekondes gewees. Hy is ook ingeskryf vir die 50 meter en 200 meter rugslag en die 50 meter en 100 meter vryslag. In die 100 meter rugslag vir vroue is gewen deur die 17-jarige Jessica Thompson in 'n tyd van 1 minuut 01.68 sekondes. Die Stormers se vaskopstit, Neetling Forsie, is vir 4 weke geskort. Sy skorsing volg nadat hy die Stormers se VRK-wedstryd op 28 Maart teen Ulster en Belfast, Noord-Ierland met 'n rooi kaart gestraf is vir 'n gevaarlike duikslag wat hy op die tuisspan se Ben Carson uitgevoer het. Die 32-jarige Forsie het die Stormers in hierdie wedstryd aangevoer. Forsie sal weens sy skorsing nie teen Connacht op 19 April, Benetton op 26 April, die Dragons op 10 Mei en Cardiff op 16 Mei vir die span kan speel nie. Wanneer die Suid-Afrikaanse vroue 7 span vandag op die veld draf vir sy eerste wedstryd in die Pole 7 toernooi, sal elke speler presies weet wat op die spel is. In Los Angeles sal die 4 spanne kans kry om vir promosie tot die Sevens reeks vir die 2026 seisoen te veg. Die Suid-Afrikaanse vroue span bekleed met 34 punte die tweede plek op die puntelys van die uitdagreeks. Die Suid-Afrikaners kom vandag aan hulle groepwedstryde teen Pole, Tsjechië en die Argentyne te staan. Die ongekeerde Alejandro Tabilo het die tweemalige wêreldkampioen Novak Djokovic in die tweede ronde van die Monte Carlo meesterstoernooi met 6-3 en 6-4 gewen. Djokovic, wat verlede maand 'n skoknederlaag in die eindstryd in die Miami Open gelei het die outomatiese inskrywing in die laaste 32 ontvang. Marat Safin en Giri Vessi is die enigste ander spelers wat Djokovic meer as 1 keer aangedurf het en nie verloor het nie, met albei wat met 'n wenrekord van 2-0 teen die 24-malige Grand Slam kampioen kan spog. Themba Bavuma het om weens 'n beseerde linker elmboog onttrek aan die bierstryd wat weens 'n nat buiteveld nie gister daar kon begin speel nie. Bavuma was die afgelope week in Kaapstad. Hy het in die gimnasium geoefen toe hy sy elmboog verder beseer het. Die Lions het Woensdag in 'n verklaring ook gesê dis hoog onwaarskynlik dat Bavuma gaan speel. Die besering van die Proteas se kaptein kom met die eindstryd van die Wêreldbeker toetskampioenskap in Engeland om die draai. Die Blaubulle maatskappy het in Februarie aangekondig hy het 'n kontrak van 2 jaar met Handré Pollard gesluit, wat beteken dat hy tot en met Junie 2027 vir die ligbloue sal uitdraf. Hy is 'n tweemalige Wêreldbeker wenner en uiteraard 'n pykspeler. Hy is 'n groot aanwinst vir die Bulle, het Goosen van dese week
op 'n aanlyn media konferensie gesê, die Bulle is hoopvol dat Pollard 'n minimum van 15 wedstryde per seisoen by hierdie span in die VRK en die EPCR sal kan uitdraf. Jasper Wiese, wat 29 jaar oud is, het gister in 'n verklaring op die webtuiste van sy Japanse klub, die Rocks, aangekondig dat hy vir 'n geruime tyd buite aksie sal wees en die rede is vir 'n nekoperasie. Rassie Erasmus, die bokafrigter, is egter ook sonder die dienste van Allegro, wat na ernstige kniebesering sal aansterk. Cameron Hanekom, 'n groot uitblinker vir die Bulle, het sy toetsbuiging vir die plaasvervangende bank afgemaak in die Bokke se laaste toets van verlede jaar teen Wallis en Cardiff. Ivan Roos en Kwagga Smith het op hulle beurt verlede jaar 'n paar beurte in die Bokke se nommer 8 try gekry. Nog 'n opsie is die bokkaptein Siya Kolisi, wat nou gereeld in die haai sommer 'n 8 try dra met Pepsi Buthelezi op flank. As daar ooit 'n kans was om kombinasies te toets, is dit nou, het Erasmus aan die media gesê. Heel moontlik kan dit ook neerkom op taktiese oorwegings en veelsidigheid. Die Matiese kaptein, wanneer hy fiks is, lyk soos 'n uitsonderlike talentvolle speler, het Kap Bamba Floors gesê. Hoewel die Maties die wedstryd betree met die wete dat dit in hulle kop sit om die uitjies te klop, meen Floors dat verlede maand se liga-wedstryd geen betekenis dra nie. Die liga-wedstryd tel vir niks. Hy het 4 weke gelede vir 5 ligapunte getel. Wanneer jy in 'n eindstryd kom, is dit 'n gelykmaker, het Floors gesê. Floors meen dat hulle in die uitjies teen 'n gebalanseerde span te staan sal kom. Zak Potten, die Aitjie se vaskop sit, is 'n voormalige junior Springbok kaptein. Hy skram goed, is woelig in iets los en 'n goeie verdediger en dra die bal baie goed. Ek dink hy's 'n speler om die rekening te hou. Dan het hulle en Alex Vermeulen 'n loskakel wat die wedstryd goed kan beheer, het Kap Bamba Floors gesê. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 skakel. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2029, Polokwane 1524, Lephalale 2028, Mbombela 1725, Mahikeng 1627, Pretoria 1425, Johannesburg 1727, Ermelo 1123, Richards Bay 2023, Pietermaritzburg 1421, Durban 2023, Port St. John's 1923, Bethlehem 9 en 21, Bloemfontein 1324, Alawal Noord 16 en 25, Welkom 1426, Vryburg 1427, Kimberley 1626, Appington 19 en 31, Prieska 1627, Springbok 1829, Karasburg 1931, Keetmanshoop 2032, Mariental 1932, Alexanderbaai 1722, Brandvlei 1830, Loederitsbaai 1824, Vredendal 1932, Kaapstad 1822, Sutherland 1423, George 1624, Jeffreys Bay 16 en 26, Cabarra 15 en 28, Graafrenet 1326, Oos-London 1526, De Aar 16 en 25 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R19 en 51 sent teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R12 en 17 sent. Die euro verhandel teen R21 en 79 sent. Die prys van 'n pond is R25 en 28 sent. Die yen kos 13 sent. Die prys van silwer is $31, 10 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3,158 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $65, 48 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename naweek word vir julle toegewens.